Ons praat vandag oor verander. En jy weet dat Josua 'n goeie voorbeeld is van iemand wat verandering moes hanteer. Ons lees in Josua 1 vers 9, dat die Here sê, ek self gee jou die opdrag, wees sterk, wees vasberade, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek die Here jou God is by jou oral waar jy gaan. Wat 'n kosbare belofte. Mense is soms baie ontevrede met hulle lewenssituasie, hulle wil dinge graag anders hê. Miskien voel hulle dat hulle geen vriende het nie, en dan wens hulle so dat dit anders kan wees. Om gedrags of denkpatrone te verander, vereis 4 dinge. Jy kan dit hier op die skerm lees. Jou wil, jou insig, eienaarskap en herhaling. Kom ons praat daaroor. Dat jy in die eerste plek moet weet waarom jy wil verander. Jou wilsaspek hierin. Kyk om die motivering te kry om te verander. Vra dat ons sal insien dat ons huidige manier van optrede nie help nie. Inteendeel, dit maak net meer probleme. Dit impliseer dat jy die insig het deur op te tree dat ek pyn veroorsaak aan ander en aan myself en dat ek dit nie langer so wil hê nie. In die tweede plek, vra dit ook vir insig om by standhoudende verandering uit te kom. Vra dat jy moet iets verstaan. Ons moet bewus word van die patrone wat ons beperk en wat hulle veroorsaak. Dit is goed om jouself af te vra, wanneer tree ek so op? Wanneer gebeur dit? Om bewus te wees van jou patrone en die snellers wat dit aanhits, is belangrike stappe om sulke gedrag te kan stop en met nuus te kan vervang. Dit vereis dat ons verstaan wat hierdie beperkende gedrag of gedagtes ons kos en wat ons wen deur dit op 'n positiewe manier te vervang. Dit vra ook dat ons verstaan wat ons verhinder om hieroor aksie te kan neem. In die derde plek, vra dit natuurlik, eienaarskap. Dit vra dat ek en jy iets verstaan waarom dit hier gaan. Kyk, eienaarskap en optrede is so belangrik. Ek lees vir jou maar net dat die Here vir ons so geskaap het, dat verandering en jou wil saamgaan. Met ander woorde, ons en die Here moet saamwerk om daardie land net soos Josua in besit te gaan neem. Dis moet ons eienaarskap en verantwoordelikheid van ons situasies neem. Die belangrike vraag is hoe ons graag sal wil reageer, wanneer die snellers wat ons geïdentifiseer het aangeskakel word. Wanneer ons bewus is van dit wat 'n verkeerde reaksie veroorsaak, kan ons dit herken wanneer dit gebeur, sodat ons op 'n meer positiewe manier reageer. Hierdie manier om ons reaksiepatroon op 'n gebeurtenis te verander, word die robot genoem, die herken, die stop en die veranderingsproses. Laastens, verandering is 'n proses. Dit vra oefening, dit vra herhaling. As jy suksesvol wil wees, moet jy hom herhaal. Wanneer jy bewus is van 'n patroon wat jy wil verander, as jy in staat is om dit te herken wanneer dit geaktiveer word, en jy weet hoe jy graag wil optree, dan besef jy die verandering moet geoefen word. Hoe meer jy oefen, hoe makliker word dit. Natuurlik, as jy verander wil help, met die verandering wat al vir jou gewerk het, is dit belangrik, om hulle nie van hulle eienaarskap daaroor te ontneem nie, want dit maak dat hulle betrokke sal bly by die oefening en die implementering. Moet ons nie te veel oorneem, of te veel vir hulle wil doen nie. Ek herinner jou daaraan dat Josua die land in besit geneem het wat die Here vir hom gegee het. En daar wag vir jou 'n lewe van oorvloed saam met die Here, as jy dit op sy manier gaan aanpak. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U vir ons verandering moontlik maak. Geef vir ons die insig om saam met U te wandel vandag. Amen.